Goeiemôre vriende, hier op die begin van 'n nuwe jaar. Ek wil julle regtig 'n wonderlike, gesonde, maar ook 'n geseënde nuwe jaar toewens en toebid. Mag dat julle hierdie jaar regtig die Here se liefde en sy nabyheid op 'n wonderlike manier ervaar. Mag julle ervaar dat hy inderdaad julle herder is. Die Here is my herder van Psalm 23. Mag julle ook ervaar, liewe vriende, dat met hierdie God kan jy oor 'n muur spring, kan jy 'n bendestorm loop. Mag jy ervaar in hierdie tyd dat jou naam is in sy handpalms gegraveer. Mag jy in hierdie tyd ervaar, in hierdie jaar ervaar, dat God jou liefhet, so liefhet, dat hy sy enigste seun vir jou gestuur het. En mag jy regtig hierdie nabyheid en liefde en teenwoordigheid van ons drie enige God, God die Vader, Seun en Gees, in jou lewe ervaar in 2026. Kom ons raak net so vir 'n wyl stil en dan dra ons ook sommer hierdie jaar aan die Here op. Vader God, baie dankie vir 'n jaar van geleenthede, 'n jaar van uitdagings. Here, 'n jaar wat ons nie weet wat voorlê nie, maar wat ons saam met U wil aandurf. Wat ons vanoggend wil kom sê, Here, ons wil saam met U 2026 aandurf. Here, ons wil vir U kom vra om groot asseblief, deur U Gees ons te begelei, te lei in hierdie jaar wat voorlê. Here, asseblief met kennis, met wysheid, met insig, met takt, met fyn aanvoeling. Here, hierdie jaar wat voorlê. Ons kom dra die jaar 2026 aan U op. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, soos julle nou teen hierdie tyd weet, die afgelope 5 jaar, die eerste van elke maand hanteer ons die nagmaalstekens. En wat ek vanoggend wil doen, ons sal weer die doop in die nagmaal hanteer, dan wil ek afsluit met die geloofsbelijdenis hier op die eerste van die eerste maand 2026 om te sê, dit is waar ons glo. Vriende, jou sakramentsbeskouing, hoe jy dat die doop in die nagmaal kyk, sê eintlik oor wat jy glo oor God, né? Sê eintlik, vertel 'n storie oor jou teologie, oor hoe jy oor God dink. So dit is nogal baie belangrik vir my. So wanneer ons kyk na die doop, vriende, dan sien ons dat die verbond wat God gesluit het met Abraham, die gelowige Abraham, is nog steeds van geld vandag, né? Ons is Abraham se kinders. Ons is sy geloofskinders. God het inderdaad die besnydenis gegee in daai tyd vir Israel, maar in die plek van die besnydenis het die doop gekom. Sy verbond is nooit opgehef nie. Hy het nooit gesê, ek sal nie meer vir jou 'n God wees nie, en jy sal vir my 'n volk wees nie. Vandag is dit nog net so geldig, dat ons is sy volk, en hy is sy God, en hy het vir ons 'n verbondsteken kom gee, as die kinders van Abraham, liewe vriende. Ons is ingeënt op Abraham, die gelowige Abraham. God het 'n verbond met Abraham gesluit, omdat Abraham geglo het. Hy het vir hom kom sê, jy sal vir my 'n volk wees, en ek sal vir jou 'n God wees. Daai verbond is nooit opgehef nie. Daai verbond is nooit opgehef, vriende, van kinders en agterkleinkinders, en ook kinders wat in die nuwe verbond is in Christus nie. Hy is nooit opgehef nie. So in die plek van die besnydenis die doop gekom. Ons grond het op 'n hele paar tekste, omtrent 5 tekste waar daar staan gesinne is gedoop. Daai tyd was daar nie voorbehoeding nie. Daar was, liewe vriende, dit was van babatjies tot groot mense, ou mense, slawe, almal. Dis heidene wat Paulus inderdaad, ek praat van Paulus wat die apostel was van by die heidene. Hy het hulle gedoop, liewe vriende, die disippels het hulle gedoop daai tyd, en hulle is gedoop in die naam van die Vader, die Seun en Heilige Gees, wanneer hulle vir Jesus aangeneem het, né? En dan val hulle ook onder die verbond, hulle en hulle kinders. So wanneer ons, liewe vriende, na die doop kyk, is dit 'n genadeteken. God hoef nie vir jou 'n teken te gee nie. Hy hoef nie, dan sou ons miskien baie van die kontroversie van vandag uitgeskakel het, né? Maar hy kom gee vir ons 'n teken. Hy kom gee vir ons genadeteken om te sê, hierdie teken is 'n teken daarvan dat jy aan my behoort. Dat jy inderdaad gered is, né? Of jy nou 'n babatjie is, of jy 'n heiden is wat tot bekering gekom het, dieselfde geld. Kan jy daarna teen God kies? Natuurlik kan jy. Ons sien dit in Saul se lewe in die Bybel. Ons kan dit sien, vriende, in die moderne tyd waar mense groot gedoop is en waar hulle God later in hulle lewe verwerp, né? So dit is die onverstaanbaarheid van ongeloof. Wanneer ons daarna kyk. So ek wil julle herinner aan julle doop, vriende. Vat 'n bietjie water, ek gaan dit op my kop sit. Weet, God het vir hom sê, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Onthou, dis 'n goddelike handeling. Dit is niks met die mensheid te waai, die vriende. Dis 'n goddelike handeling. Dis God wat kom sê, jy is myne.
God wat kom sê, hier is myne. Daarom dan die verwarring, baie keer wat mense moetswillig tot die verbondsouers wat hulle kinders teen doopbring sê, ja, maar sy ouer wat 'n belofte afgeneem. Dit het niks met die ouer te doen nie. Ouer bring sy kindjie, maar is 'n goddelike handeling. Die dominee is maar net 'n instrument daar, so liewe vriende, of jou oupa of wie ook al, net 'n instrument. Dit is 'n goddelike handeling waar God kom sê, ek kom beseël jou as my eiendom. Jy is myne, ek gee vir jou 'n goddelike teken. So mag jy verseker wees in hierdie jaar dat jy aan God behoort, dat jy syne is, dat hy alreeds toe jy 'n babatjie is of toe jy groot is en inderdaad dan jou weer laat of jou laat doop het in die eerste keer dat jy syne is. Vriende, kom ek sit dit gou op die tafel en ons handel dit af. Provillie Jonker het eendag so lank by die ding uitgestaan, toe ons oor die doop met mekaar geredekabel het, en toe sê hy, broertjies, toe kyk hy so terug na ons toe, niemand is nog ooit uit die hemel uitgedoop nie, nee. Ons glo in die kinderdoop, die ander mense verwerp die kinderdoop, hulle glo in die groot doop, vriende, net die groot doop, of jy 'n volwasse doop, ons sê, weet jy, kom ons sê vir mekaar, as jy 'n kind is van Jesus, is jy mos nou reg, as jy uitgesort, daar staan nie, jy moet gedoop word, dan sal jy in die koninkryk kom jy, daar staan, as jy Jesus aangeneem het, jy reg om sy kind genoem te word. Die ou wat aan die kruis gehang het, langs Jesus, is nie eens gedoop, en toe sy paradys toe nie, dan raak die doop mos nou die ultimate ding, ne? Het gaan of jy vir Jesus aanvaar. Jesus het vir ons sê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, toe hy vir Jesus gesê, dink aan my, ne? Goed. Vriende, dan die nagmaal uit die aard van die saak vir jou en my as kinders van die Here, ongelooflik belangrik. Ons het nou die geboorte van Jesus gevier, en in die nagmaal kom sê God vir ons, weet julle, Ou Testamenties, ek gaan vir julle uitsort, as julle nie doen wat ek vir julle sê nie, die wet, as julle klein stukkie van die wet doen nie, dan gaan ek vir julle pak slaag gee, ne? En God het agtergekom, vriende, soos ons dis maar op 'n menslike manier vertel, hy gaan ons almal doodmaak, ne? En hy het dit geweet, en hy het vir Jesus Christus gestuur, God self, om in ons plek as die volmaakte offer, die volmaakte lam te kom sterwe, sodat God al sy wraak op sonde, sy geregtigheidskant, dat die straf kan volbring in Christus. Daarom toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy 'n volkome versoening vir al ons sondes gebring. Wat jy gedoen het en wat jy nog gaan doen, daar's nie een sonde wat hy nie kan vergewe nie, behalwe as jy sy genade verwerp, dis die sonde teen die Heilige Gees, né? So weet dit, God het vir jou en vir my in Christus Jesus kom sterf van die kruis, sodat ek en jy, wanneer ons hom glo, die ewige lewe kan hê. So sy liggaam, liewe vriende, is vir jou en vir my gebreek, en sy bloed is vir jou en vir my vergiet, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes. Wanneer ons die brood eet, of die wyn drink, kom ons herinner ons daaraan, dat Christus in ons plek vir ons aan die kruis gesterf het, dat Christus in ons plek die wrath, die wraak van God, die woede van God, alles absorbeer het in jou plek, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Vader, dankie vir die tekens van genade, van liefde. Daarom wil ons graag ons geloof bely, vir ek sê, ons glo in U as die skepper van die hemel en die aarde. Ons glo in Jesus Christus, ons enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het in die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ons glo inderdaad in die Heilige Gees. Ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van gelowiges of heiliges, soos ons dit ook sê. Ons glo in die vergifnis van sondes. Ons glo in die opstanding van die vlees. Ons glo in ewige lewe. Dankie Here vir U ongelooflike liefde en genade. Vriende, ek wil julle wegstuur, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.